'n goeie aand. Mag dit vir julle 'n mooi hemelvaart aand ook wees. Hoop dit was 'n mooi dag ook. Ons gaan so 2 liedere sing. Vooraf, eerste ene is die 5, kyk die Here opgestaan. En ons sing vers 1, 2, 3 en 4.
Hy is oorwinnaar oor die dood en hy is deur, ons het vers 1, 2 en 3. Dit is ook die tyd dat ons in kerk begin, dat ons as Pinkster doen. En dit gaan ons nou oor die feit dat na Hemelvaart Jesus se disippels is al vir 10 dae afsonder tot met Jood Sondag oor die Pinksterfees ons gaan nie elke dag by mekaar kom nie, maar ons gaan verseker elke dag onsself elkeen beselfbaar en dan ook van Sondag af en die week elke aand hier kom afsonder vir die reeks wat glo my gelaat is vir die Here afkom. Ons gaan so 'n bietjie deur Openbaring wandel, baie spesifiek meer die eerste 3 hoofstukke, so julle is regtig almal baie welkom. Onthou die weeksaande maandag, dit sal ons aan donderdag, dan kom jy op sommer van die werk af, soos dit dan net soos jy is, jy het al sportklere aan het, of werksklere aan het, alles ook, ken ek en ek kom een bietjie vergries aan, is het ook goed. Ons gaan vir jou in elk geval ook die na die tyd soppe brood gee, hier by die kruiskoffie, so jy is allemaal welkom om dan ook soppe brood te kom heen. Ander het net gevra, dat as sy nog een bietjie sop nodig, dit het recht so vrou. Goed, so jy kan soms met haar praat vanavond na die tyd of morgen, die by kruiskoffie, of selfs Sondag ook nog net die koffie terugkry, asseblief, as ons nog die sop nodig vir die ander. Dan wil ek toch vanavond vir julle vraag, ons gaan in die week daaroor kan verwys en op Sondag, bid asseblief vir die street store en dan sal julle van Sondag af ook, sal julle sien daar is 'n lyste waar jy kan betrokke raak by die street store vir die 30ste Mei, die laaste Saterdag, voorlaaste dag vir die maand. Ons wil ook die Vrydag van die middag af vir ons 'n bietjie die klere uitsorteer en slaag wegkry. So die Vrydag en die Saterdag het ons fisies hande nodig en daar is verskillende plekke waar jy kan betrokke raak. So kyk na die lyste en vul asseblief jou naam om raak betrokke. Dan wil ons ook vir julle vra om asseblief vir ons Malawi uitreik te bid. Dit is een van die dae
eerste lot van ons ry nou alweer weer oor die mooie maand. Gister was het presies 'n maand, ons vertrek die 13de en die tweede groep dan 'n rukkie daarna en die oorlog maak nou nogal ons dan moeilik met die dieselpryse en die dinge, maar die Here is besig om te voorsien, so dit asseblief ook vir voorsienigheid, maar ook dan vir veilige reis op en terug. En dan laastens, ek wil vra, mag ons as gemeente ook geraak wees deur naby aan ons, doordat van ons vriende en familie wat deur die vloede verskriklik geraak is, geweldig baie skade. Kom ons bid vir hulle, kom ons bid vir die mense, kom ons daar aan op. Ek weet ook, ons die kerkse bestuur is ook besig om dit aan die gang te kry, en hulle sal vir ons sê ons ook kan help, en ons sal veel hoogte. Maar kom ons op hierdie stadium bid so lang vir die geweldige klop infrastruktuur en mense persoonlik in hulle huise en verskade in die tyd. Ek dink, dit is nog of meer alles, as jy nog goed is, daar is blijkbaar by die Here kollekte. So, ek wil daar, Pauline, jy is hierdie kant en Zani, wat jy nou weer daar kan, jy nou net gewoon die brief nou ook uit, asseblief, vir die nodig. Volgende is. Vriende, ons aanbid 'n wonderlike God, wat vir ons gesterf het, vir ons verlos het, maar ons kan ook bely vanaand, die Here het opgestaan. En ons Here het ook opgevaar. Dan is het my voorreg om julle namens hierdie God te kan groet, met daai bekende woorde genade en vrede. En so Sondag moet julle herinner, genade beteken net dat God is goed vir ons. Hy kies om ons sondes te vergewe, van sy kant af. En hy gee vir ons as 'n wonderlike geskenk. En die natuurlike uitvloeisel van hierdie stuk genade is wat ons ontvang, is dat daar vrede in ons hart kom. Soos iemand het so mooi gesê, dit is amper soos ek wat ondervind dat God oor my lewe glimlag. Dat ek sy glimlag voor my kan sien. Hierdie genade en vrede kom van die Vader. En dit kom na jou toe deur die Heilige Gees. En dit is deur Jesus Christus moontlik gemaak. So hoor weer mooi, nou hoe openbaar genade en vrede vir jou, vir hom wat is, en wat was, en wat kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand U kan mag wees. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ook vanaand op hierdie hemelvaartdag met ons wil praat. En mag ons dit groot asseblief onthou. Mag ons dit nie ergens na haar kamer wegwerk, maar mag ons ook volgens vanaand se boodskap gaan leef. As kinders. Amen. Ek het nou nie 'n retterkraam vanaand nie, maar ek het toch nog nodig om met julle toch iets te deel, net maar vergeet ons, dit is hemelvaart. So, ek het iets saamgebring vir kinders, maar weer weggesteek, so ek het hierdie ballonne. So, die vraag is, as 'n ou nou hierdie ballonne het, wat gaan gebeur as ek hulle los? So Johan, ek hoop nou nie, jy gee op nie, ek hoop jy is op 'n goeie skip met jou pelikan. Dit gaan op en op. Sê, die vrou het gesê vir die hemelvaart moet ons bou wat dit gebruik, vir die wolk en die lig. Dit is wat met Jesus gebeur. En toe sy disciples voor hier gestaan het, dat ek moes hulle op, of hy nou so vinnig soos die ballon en die op is in die lig.
Of jy nou raak 'n bietjie stadiger op is, dit weet ek nou nie. Ek weet dit, ons baie verder gegaan en as ek hierdie ballonnetjies wil gaan. En dan staan hulle aan die ander kant en dan kyk hulle op nou so op. En dan wil ek myself vind wat hier hulle gedagtes kan. En ek dink die belangrikste so seker wees, wat nou? Wat nou? Hoe nou? Ek bedoel, hulle het nog nooit soets gesê, ek het nog nooit soets gesê, ek bedoel, ek het al gesê, as met 'n kabeltjie opgetrek op die helikopter, maar so sonder niks anders, wat nou? Maar die Jesus wat so opgevaar, het 'n belofte gemaak, net voordat hy gegaan het. Hy beloof dat hy gaan weer terugkom. Dat hy weer by ons gaan opbly. Ek het daar nog 'n bietjie kakkie aangestel. Hy het gesê, hy gaan weer terugkom op lewe, ons almal gaan kan sien. En ons weet mos wat gebeur as iemand sê, ek beloof, nee. Jy weet ons, as iemand so sê, ek beloof, dit is ook asof een bietjie of jy 'n bietjie meer sekerheid te gee, dat hy of sy gaan doen wat hy sê gesê. Die Jesus wat ons vandag daaraan dink, dat hy die ding gedoen het, om op te gaan, ek beloof, ek kom weer. En so seker is dat ons so staan en kyk na ballonne teen die dak, so seker sal hy weer terugkom. Met ons, as ons na die wolke kyk, ons self herinner, die God daar bo kom terug. Die God van die hemel, die God van hemel en aarde. Dit was nie tot siens, dit was tot ons wees. Kom ons bid. Here, dankie dat U nie net weggegaan het, maar dat U beloof het om weer te kom. Ons wil vanaand vir U vra ons te help, om te onthou en te vertrou, ja, selfs opgewonde te wees, dat U beloof dat U weer kom. Here, omstandighede maak dit baie keer vir ons moeilik om te onthou. As dit is soos hierdie vloede van die afgelope week kom en ons word gekonfronteer met die krag van die natuur, jy moet dit verwoesting saai, dan is dit vir party van ons indrukwekkend, maar vir die mense wat mense verloor het, wat alles verloor het wat hulle besit, of groot skade het. Vir hulle is dit partykeer moeilik om te onthou dat U weer kom, dat U tog op die Here is. En daarom blyk ons dat vanaand se boodskap, dat die boodskap van Hemelvaart vandag tog ook by ons sal uitkom. Dat dit U dan vir ons wil gebruik om dit by dit uit te bring. Maak ons harte oop en ontvanklik vir U woord vanaand asseblief. Amen. Maak asseblief julle Bybels oop by Openbaring 1 en dan ook die heel laaste een in Openbaring 22, of dit nou in jou Bybel is of op die foon, vers en al lees. Openbaring 1. Sien maar weer vir jou ouens, is baie makkelijk by Openbaring, want ek kom baie van achteraf. God het die Openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jezus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jezus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseënd is die een wat die woorde van die profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat hierin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het,
die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God, sy Vader, aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. En dan blaai ons na hoofstuk 22 toe. Hoofstuk 22 van vers 6. Toe sê die engel vir my,